ek jou bemin. Ek wil ons vrede. Daar waar jy nou bly. Maar ek mis jou elke dag. En ek vra nog steeds, hoe kom jy? Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? So ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan hoop. Tot ek jou weer kan vashou staan. Die pad hier is lang. En my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan. Maar tot daardie dag sal ek aan jou bly. Dis altyd emosioneel. Dit maak nie saak hoe voorbereid jy is. Het is nooit lekker om 'n geliefde te groet. Maar die realiteit is, dis 'n werklikheid van die Here. En die grootste hoop wat ek en u het, is Jesus Christus. Die woord sê hy is die ja en die amen op elke belofte wat daar van God in die woord mag wees. En die grootste belofte wat daar in die woord is dat hy die eersteling uit die dode was. En dat daar vir my en u hoop is, want die woord sê ons is nie soos hulle wat sonder hoop is, want ons hoop is in Jesus Christus. Dis 'n vaste hoop. En omdat hy die dood oorwin het, is daar vir hulle wat in Christus Jesus is geen vrees meer oor vir die dood nie, want daar is geen angel meer in die dood nie, want hy het die angel van die doderyk het uitgetrek. En daarom het ons vanmôre 'n bemoediging dat ons aan 'n geliefde afskeid gee, waarvan ek vanmôre 'n getuie is. En wat ek vanmôre met die grootste vrymoedigheid kan sê is, ek weet waar my skoonpa is vanmôre. Hy is op 'n plek waar ons begeer om te wees. Want ek weet die genade van die Here was vir hom ook genoeg. Ek wil aan elkeen van u welkom sê vanmôre. En dit voel vanmôre dalk soos afskeid. Maar ek wil vir u sê sy lewe begin. Sy lewe begin. En hopelik is die nalatenskap wat hy agtergelaat het ook een vir ons om te volhard tot aan die einde toe. Want ek is baie seker daarvan
Daar gaan 'n bruidverlofsmaal wees, waar ons weer saam met hom aan dieselfde tafel sal sit. Sy lewe begin. Dit het nie klaar gemaak. Baie welkom weer eens aan al die vriende wat gekom het, die familie, die geliefdes, om die lewe te vier van Vincent White. 'n Pa, oupa, 'n man en 'n vriend. Ek wil net staan en dan sal ek open met gebed en dan gaan ons oorgaan. En ek wil net vinnig by hierdie geleentheid net vir julle sê dat toe ons die koortjies gekies het, het ons lewendige koortjies gekies, want hy was 'n man wat lief was vir die lewe. Hy sou nie hier nog gewees het vanmôre en sê nou moet ons in 'n tranendal gaan nie. Hy sou sê kom ons vier my lewe. So ek wil hê jy moet dit in gedagte hou vanmôre as ons sing. So as jy wil staan, kan jy saam met my staan en dan wil ek net open met gebed. Hemelse Vader, almagtige God, wonderbaar is U, Here. U is 'n wonderbare raadsman, U is 'n vredevors, U is 'n ewige Vader, U is 'n sterke God. Daar is geen een soos U nie, Here. Daar is nie 'n God soos U nie, daar is niemand wat aan U vergelyk kan word nie. Soveel hoër is vir die hemel bo die aarde is, soveel hoër is U as die mens. U gedagtes U weet, Here. Ons kan U nie begryp nie, ons kan U nie verstaan nie, ons kan U nie beskryf nie, want U is ondeurgrondlik en U is onnaspeurlik. Maar daar is niemand met soveel liefde en genade soos U nie, Here. En omdat U leef, sien ek kans vanmôre. Omdat die graf leef. Daar is 'n leë graf vanmôre as 'n bewys dat ons verlosser en ons redder het opgestaan en daar is 'n belofte in sy opstanding dat elkeen wat in hom is ook sal opstaan. En dit is vir ons 'n hoop om aan vas te hou. Dit maak die lewe die moeite werd, omdat U lewe, Here. En Here, vanmôre staan ons by 'n kruispad waar ons van 'n geliefde afskeid neem. Maar Here, dat dit ook vanmôre 'n plek van ontmoeting sal wees. 'n plek van besinning sal wees. 'n plek van stilstand waar ons ook dan op die pad kan kyk waarop ons wandel, Here. Sodat wanneer hierdie pad vir ons dan ook tot 'n einde kom, ons ook U tegemoet sal gaan. What a glad day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace. Dankie vir U genade vir elkeen van ons. Here, word U dan verheerlik, is my gebed vanmôre. Here, mag U ons kom seën met U teenwoordigheid. Mag U ons kom seën deur die aanraking van die Heilige Gees. Here, want vanmôre kan die mens baie woorde spreek, maar dis die Heilige Gees alleen wat kan bemoedig en wat kan versterk, wat kan lewe gee, Here. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend, Here. En daarom is my gebed vanmôre, en alles wat hier plaasvind, dat die Heilige Gees vanmôre teenwoordig sal wees, dat U die spreker sal wees, wat die wil van ons Vader sal kom openbaar. Spreek U die lippe van klei vanmôre. En Here, terwyl ons groet, wil ons U vereer. Aan die lof, die eer en die aanbidding kom U toe, is U alleen, in Jesus Christus naam. Amen. 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 Terwyl jy staan, gaan ons dan die eerste lied sing saam. Glad morning. Glad morning, when the sun is over my way to the God's faithful throne. Fly away, oh Lord,
Halleluja, aan hom kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ek kan die sitplek neem. Ek gaan na die beste van my vermoë vanmôre. Nie baie van die tyd gebruik nie. Maar ek wil tog met u 'n boodskap laat wat die Here op my hart gelê het toe ek in hierdie week in my binnekamer gaan en ek wonder waaroor sou ek praat. En die Here bring vir my die volgende skrif op in Efesiërs 5 vers 8, een enkele vers wat ek vir u wil voorlees. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Wandel dan soos kinders van die lig. En ek het gedink dat ons is vanmôre hier om 'n man se lewe te kom vier. En wanneer 'n mens dan 'n mens se lewe vier, dan kyk 'n mens nog terug op die weg waarop hy gewandel het. Die pad waarlangs hy gekom het. En terwyl ek oor die saak dink ek toe aan my skoonpa, wat sal ek van hom sê? Want ek is seker daarvan, buite van die familie wat hom sy hele lewe of hulle hele lewe geken het, is die vermoorde vriende hier wat hom baie langer ken as wat ek hom geken het. Maar die een ding wat ek van my skoonpa kan onthou is, hy kon praat. Hy man kon gesels. Kyk, as ek met die Here gaan, kan ek saam praat. Ek is 'n introvert. Maar ek is 'n geestelike ekstrovert. En as jy my nie glo nie, vra my vrou. Ek praat, hoe sê hulle, 'n vrou met 20.000 woorde en 'n man met 200 woorde en ek het net 2. Is goeiemôre, goeiedag. Die res van die tyd selfs. Maar my skoonpa kon gesels en soms kon dit frustrerend wees, maar een ding wat ek van hom gehou het, en miskien was dit dalk net met my so, dalk het hy my onderskei, hy het nooit gesmol tot. Want dis die een ding wat ek nie kan doen. En iets waaroor hy baie lief was om met my te gesels, en asseblief nou nie boer nie, was oor die lewe. Want ek geweet ek sou kan leef. En die laaste Saterdag aand voor sy afsterwe bel hy my. En hy sê vir my, seun, het jy gesien wat in die nuus gemaak? Ek sê, nee pa, kyk nie. Ek is besig met voorbereiding vanmôre. Hy sê, o, skiet ander geplaas. Ek sê, nee pa, klaar nie. Hy sê, wat het jy gesien? Ek sê, nee, ek weet nie. Maar ek het gesien wat in die bokke vanoggend gedoen. Hy sê, wat het hulle doen? Hy was baie erger oor die nuus as oor die bokke. Daar was 'n ander ding waaroor hy baie lief was om te praat. En dit was oor lede. Lede in Christus. Hy het 'n liefde gehad vir lede in Christus.
Die staaltjies wat hy op gesels het, die dinge wat hy vir jou oor gesê het. Hy het die geskiedenis, hy het pastore geken, en want hy het die meeste van hulle se trekkie gery, hy het geweet, hy was baie lief om oor lede te praat. Maar daar was 'n ander ding waaroor hy baie lief was om te praat, en dit was oor die Here. En mens mag dalk nie altyd uitgesien het, ek en hy het 'n manier gehad om nie oor God se woord te argumenteer nie. Die oomblik as ek en hy verskil, then we had to agree to disagree. Maar dit het hom nooit gekeer nie om te praat oor die Here. In sy eenvoud was dit iets waaroor hy lief was. Hy was lief om vir mense te vertel van hoe goed die Here vir hom was. Hy het my baie kere dinge vertel toe hy jonger was. Die goed wat hy aangevang het. En terwyl ek in die week daar sit, ek besef ek maar, hoe oulik ook al daai stories was, dit was nie die man wat ek geken het. Vincent White was 'n man wat ontmoedelik gehad het. Want as jy weet wie hy was, en wie hy geword het, dan weet jy, daar was 'n Damaskus oomblik. Dat hy was nie dieselfde mens. En terwyl hy besig was met die foto's vir die collage, wat hulle in die boekie het, was daar 'n paar teksverse, en my oog vang die een in Jeremia 31, vers 3. Wat sê, die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Hierdie was 'n absolute werklikheid in my skoonpa se lewe. Want geen mens op sy eie kan so 'n metamorfose ondergaan nie, so 'n verandering hê nie. Dis net God self wat lewe so in jou kan blaas. Om totaal 'n nuwe mens te word. En dit was hierdie nuwe mens wat 'n liefde gehad het vir Christus, wat 'n dryf in hom gehad het om oor Christus te praat en vir ander te vertel van die liefde van die Here. Ek weet nie of my skoonpa verander in die laaste jaar 'n bewustheid gehad dat sy tyd op aarde was min. Want dit was veral in die laaste jare, en ek is seker hier's van die kinders wat saam met my sal getuig, dat dit is asof hy hierdie manie by hom gehad het om dinge reg te maak met mense. Hy wou nie hierdie tydelike met ewige verruil sonder om reg te maak nie. Dan die moeks met my reg aan hoeveel keer, daar's dit, hoeveel keer hy jou WhatsApp groepie stig, en hy wil met, ek dink sy vergeet, as dit by hom moontlik was, sou hy baie graag 'n one-on-one met elkeen wou gehad het, en te sê, hoorie, asseblief, praat met my, sê vir my, waar het ek steur gemaak, waar het ek getrap, waar het ek stil, ek wil regmaak, ek wil nie afskeid neem, nie voordat die verhouding tussen my en jou herstel. Hy wil regmaak, met elkeen. En soos ek sê, hy was 'n baie sosiale mens. Ek was van die oortuiging, hy het meer mense geken as die geel bladsy. Ons spot vanmôre by die hoopie koffie ding, toe sê ek vir hulle, weet jy wat, as jy iemand wil opspoor, bel vir Vincent. Die kans is baie goed, jy gaan hom daar kan optel. Hy sal vir jou presies sê, waar is hy, waarmee is hy besig, al die dinge. Hy het almal geken, en almal het hom geken. En deur sy lewe, waar hy beweeg het, het hy baie dinge gesien, en hy het baie dinge beleef, en hy het baie dinge gedoen. En ek wil vanmôre sê dat, ek is daarvan oortuig, dat by elke mens wat hom ontmoet het hy iets agtergelaat. Jy het hom nie vergeet.
dan moet ek daarvan seker maak, dat hy nog maar kort bel, maar vergeet jy hom nie vergeet. Waar hy beweeg het hy 'n impak gemaak, het hy 'n merk gelos, en soms goed, en soms minder goed. Maar vergeet, sal jy hom nie vergeet. Ek het by hoeveel mense gekom, en as ons praat, en ons praat van ons kom, dan sê, Vincent White. Ek dink die meeste mense, as jy sê, hulle sal hom onthou. Vir watter rede ook al, maar vergeet, sal jy hom nie vergeet. Maar vanmôre is die vraag eintlik nie, wat was die weg waarop hy was? Die vraag is vanmôre, waar is die weg waarop u is? Hier's mense wat vanmôre dalk hierso sit, wat baie dankbaar was, dat hulle paie met Vincent White gekruis het. Maar die een ding waaroor hy skaamteloos gepraat het, was die Here. Die een ding wat hy baie graag wou gedoen het, is om seker te maak, jy vind jou weg terug. En ek is seker, die sit vanmôre mense wat die invloed van Vincent White weer die pad gevind het. En aan die einde van die dag is dit die belangrikste ding. Dit gaan nie vanmôre oor hoe ek en jy begin het nie, want as ons vanmôre oor Vincent praat en waar hy was, dan moet ons dalk vanmôre in die spieël kyk en onsself kyk en sê, maar ons almal het maar daar begin. Want as ek die skrif reg lees, sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. It's not how you start, dit is hoe jy eindig. Dit is hoe jy die pad klaar maak. En terwyl ons sy lewe vier vanmôre, is daar, en ek en jy vanmôre die geleentheid. Jy sien, want die dood is soos 'n posknopie. Wanneer jy by die graf kom, dan is dit 'n manier om jou eie lewe tot stilstand te bring, en het ek en jy vanmôre die tyd en die geleentheid om besinning te doen, om te kyk, wat en hoe lyk die pad waarop ek is. Sy pad het klaar gemaak. En as ons mooi gaan kyk, en as mooi gaan kyk, dan weet ek, daar is baie, en daai pad wat ook vir ons vanmôre 'n voorbeeld is. Maar die harde realiteit is dat die skrif sê in Hebreërs, dit is Hebreërs 9 vers 7, hy sê, en dis die mens bestem om eendag te sterf en daarna die oordeel. Ons almal gaan die pad loop, behalwe vir daai laaste groepie wanneer Jesus kom op die wolke. Maar dit is, daar's 'n tyd en 'n plek en elkeen van ons waar die pad gaan doodloop. En die vraag is vanmôre, hoe die pad gelei tot daar. Jy sê, maar ek wil vir julle iets sê vanmôre, kind van die Here. Want die meeste van julle ken ek nie. Maar ek wil spesifiek met die kinders van die Here ook vanmôre iets sê. Ons almal gaan voor die regterstoel van Christus staan. Almal. Daar's 'n skrif wat sê, salig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Jy sien, wat hulle wat in Christus is, wanneer ons voor die regterstoel staan, is ons daar om beoordeel te word. Na die weg waarop ons gewandel het. 1 Korintiërs, ek dink is 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15 beskryf dit vir ons. Hy sê ons werke gaan beoordeel word. En as dit nie reg bevind is, sal dit verbrand en ons sal daardie skade ly, maar ons siele sal gered word. Maar die vraag is vanmôre, wanneer ek en jy voor die regterstoel van die Here te staan kom, wat gaan op my getuigskrif staan? As die Here vir jou vra en sê, wat het jy met die lewe gedoen waarmee ek ten dienste met my eie lewe gekoop het, gaan ons met leë hande daar staan.
probeer regverdig deur te sê, ag Here, maar kan U nie onthou nie. Ek het op hierdie raad gedien en ek het op daardie raad gedien. Here, ek was 'n pastoor. Here, ek was 'n voorsanger. Ek was 'n musikant. Ek was op die vroue federasie. Here, ek het soveel dinge vir U gedoen. Maar jy kom sonder een enkele siel. Ja. Want dis al wat gaan saak maak. Is hoeveel siele ek na die Here toe gelei het. Nie al die dinge waarmee ek besig was nie. Dis dinge, dis goeie dinge, dis oulike dinge. Maar aan die einde van die dag, al wat saak maak is die siele wat ek in hierdie weg na die Here toe gelei het. Want sonder liefde is ek 'n klinkende simbaal. Dis baie maklik om met baie dinge besig te raak sonder liefde, maar sonder liefde kan jy geen siel na die Here toe lei nie. Dis jou liefde vir mense, se siele, se ewigheid wat die verskil maak. Dis liefde wat dit dryf. Die res is oordiens. As ek so besig raak met die dinge van die Here, en dit is my so belangrik om mense se eer te ontvang, het jy jou loon weg. Daar is vir jou niks verder nie. Maar wanneer ek uit liefde optree, dit gaan oor siele, oor dit wat ander mense nie sien, dis daar waar die loon lê. Dis daar waar die kroon lê. Dis wat saak maak. Dis wat ek en jy vandag die keuse om te besin op die weg waarop ek en jy besig is, waarop ons stap, om te sê, waarmee is ek besig? Is ek besig met ewigheidswaarde? Of is ek besig met mensgemaakte godsdienst, met oordienst, sodat ek eer van ander kan ontvang? Gaan dit oor siele wat gered word. En dis wat ek dink, wat vir my skoonpa, in sy eenvoudigheid, hy was teologies nie 'n geleerde man nie. Hy was nie noodwendig 'n man, maar ek wil vir jou sê, in sy eenvoud, het hy 'n begeerte gehad om mense na die Here toe te lei. En ten spyte van wat ek en jy vandag van hom mag dink die Here baie van hom. En was die Here se genade ook vir hom genoeg? Praat ek van werke? Nee. Want ek en jy word deur geloof gered. Amen. Dis genade. Amen. Dis 'n gawe van God. Maar Jakobus sê my geloof sonder werke is dood. Hy praat van vrug. Die vrug van liefde. Nie van waarmee ek besig is nie. Maar as die liefde van Christus 'n werklikheid in my is, dan is daar iets wat my dryf om vir ander te vertel van Jesus. En dis wat saak maak. Dis wat saak maak. Jy kan daai siel nie red nie, maar jy is nie op die saadsaak. Dis wat my skoonpa gedoen het. In sy eenvoud het hy saad gesaai. Het hy saad gesaai. Want hy was lief vir mense. Hy was lief vir die Here. Jy sien wat die skrif sê in Romeine 4:7-8, welgelukkig salig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgelukkig salig is die man aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Ek dink dis iets wat my pa besef het. En soms moet ek en jy dalk net stil staan en kyk waar het die Here jou uitgehaal. Want ek wil jou vanmôre sê my skoonpa is welgelukkig salig. Want hy het geweet waar die Here hom gehaal het. As ek luister wat hy vir my gesê het. As jy weet waar jy was en jy weet waartoe jy op pad was en jy kom agter dat die Here jou iets gedoen. Hoe kan jy dan op stil bly? Hoe kan jy stil bly en nie waarsku nie en nie sê nie? Daar is 'n groot liefde vanmôre vir elkeen wat hier binne sit. Ek weet nie hoe lyk jou pad vanmôre nie. Ek weet nie waar jy op jou lewenspad is nie. Miskien het jy iewers daar afgedwaal. Miskien het jy die pad by. Dalk het jy so besig geraak met die dinge van die Here dat jy die Here van die dinge
en lang genoeg. Ek wil wandel op die weg van lig. Want U was vir my goed. Mense kan maar my spot, mense kan maar vir my klag, Here, maar ek gaan van hulle vertel van U. Wat U vanmôre doen, met 'n keuse wat U het vanmôre. U moet introspeksie maak. U moet daar sit en vir jouself sê, waarmee is ek besig? Hoe lyk die pad? As my pad nou tot einde kom, as die stop voor my opkom, en ek moet voor die Here staan, wat gaan ek vir hom sê? Wat is dit wat ek vir die Here bring? Leë hande of stiel? Wat het ek met die lewe gemaak wat die Here vir my gegee? En ek dis wat ek by U wil los vanmôre ten opsigte van my skoonpa se lewe. Is die weg waarop ek en jy wandel. Jy moet vanmôre besluit. Is it time to change lanes? Of het jy ook al agtergekom in jou lewe, die pad is vol potholes en klippe en distels en dorings. Miskien vanmôre is dit juist dit om stil te staan en te sien, maar jy is nie meer op die pad nie, jy is dalk net langs die pad. Dit voel nog altyd vir jou, jy's op die regte rigting. Maar jy's besig om dorings bymekaar te maak. Keer terug tot dit wat saak maak, tot dit wat ewigheidswaarde het. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe is. En dis wie my skoonpa was. Sy sonde is vergewe. Ek wil net hiermee afsluit dat ek en u moet baie versigtig wees dat ons reëls maak oor wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe. Want jy maak dalk jou eie reël oortree. Want dit is nie binne een van ons se vermoë om gered te word. Dit is net die bloed, die genade van Jesus Christus. There's no other way. En vanmôre se boodskap gaan nie oor redding nie. Dit gaan oor 'n verskil maak. That's what it's all about. Dit vat nie 'n doktersgraad nie. Ons het 'n bietjie liefde. 'n Bietjie liefde. Dis al wat dit is. Maar die oortuiging lê nie binne my en jou nie, maar dit lê in die Heilige Gees. Ek en jy is hierdie instrument. Wees net gewillig. Wees net gewillig. Die Heilige Gees sal die res doen. Ek sê weer, hier sit dalk mense vanmôre hier wat dankbaar was dat Vincent White was gewillig. In sy maniertjies. En hoe ook nog. Hy het die saak gesê. Dis die Here wat laat maak, dis die Here wat leef. So vir my en u lê die keuse vanmôre terwyl ons op die kruispad sit. Los ek vir julle 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Kies die weg van die lig. Kies die weg van die lig. En daarin is lewe. En dit het oorvloed. Amen. Hemelse Vader, dankie vir u kosbare woord vanmôre. Here, so hartseer is wat dit is. Waar ons 'n geliefde groet is, en ook vanmôre by ons die geleentheid om
net tot stilstand te kom en besinning te doen oor ons eie lewe op die weg waar ons is. Want die woord sê dat, kom laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos karakel, dit sal wit word soos sneeu, al was dit soos purper, dit sal word soos wol. Terwyl dit nog vandag genoem word, terwyl ons vandag nog die geleentheid het, Here, dat ons besinning sal doen en sal gaan kyk, Here, dat is ons lewe een wat waarde toevoeg tot u koninkryk. Is dit een wat om beywer vir u koninkryk en u geregtigheid? Is ons lewe een wat 'n verskil maak? Is ons waarlik disippels? Here, my gebed is vanmôre dat u deur die Gees die naprediker sal wees en dat Here hierdie woord vanmôre nie op droë ore sal val nie, maar dat dit op vrugbare harte sal val, Here. En Here, dat hierdie onverganklike saad vanmôre sal lewe skiet in die harte van mense. Want Here, dalk is daar net vanmôre iemand wat net nodig gehad om te hoor dat hy moet omdraai. Dan is dit ook goed so. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. 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 Kom ons staan en dan gaan ons die tweede lied sing. There's going to be a meeting in the air. Daar gaan 'n ontmoeting wees. Dag en datum is onbekend, maar ek wil vir julle sê die woord is so duidelik dat daar gaan 'n ontmoeting wees. En ek wil vanmôre vra, is jy gereed? Is jy gereed vir daardie ontmoeting? Prys die Here. There is going to be a meeting in the air, the sweet, sweet by and by. Oh, I want to give you the name, the way beyond the moon. Sing with you will deliver my home. Ek gaan nou geleentheid gee aan die huldeblyke. Ek het so 'n lysie hierso. En as ek nie die naam uitlees nie, maar jy voel gelyk vanmôre om iets te sê, jy is welkom. Ons sal dit net onmiddellik doen, so ek gaan vra as jou naam nou nie afgelees word nie en jy wil graag iets sê, steek net jou hand op en ons sal vir jy geleentheid gee. Uit die aard van die saak is dit so ek wil dan voorgaan Barend van Sail. Word dit so te Barend. Ek ken een Barend. Dit is wat sê.
Ek is die jongste suster Lara se seun. Sy kan nou nie volgende by ons wees nie, sy is in Engeland. Ons het gevra net iets vir julle om te lees, so van Aletta en Lara af. My dierbare boekie met sy wit sokkies. My hart is absoluut stikkend met die verlies. Jy was altyd die oudste en ek die jongste. Jy het my beloftes toegevat om die blou billen tussen die leeu's te gaan sien. Super happy en ons het gewen. My ou moet rus in vrede en weet jy sal altyd in my hart wees. Ons was soos die Engelse sal sê, two peas in a pod. Altyd stout, sal jy nooit vergeet nie. Baie liefde, Lara. Volgende Chantel. Daar's baie dinge wat mens by my vol kan sien. Dis 'n boek skryf. Baie tyd oor dit is wel hard alles sê. Maar ek weet die mooie sê dat my pa was nie altyd as mens nie. Ek baie interessant. Maar die Here het hom ontmoet. Hy was 'n voorbeeld van wat God in iemand se lewe kan doen. Hy was 'n voorbeeld van waar die Here iemand kan uithaal, hoe die Here iemand kan verander en kan gebruik normaal. Dit is ook mooie dinge en ons moet mooi dinge onthou. Aan die tale wat ek praat van wit sokkies, my pa altyd toe hy jonger was, hy skoene gedra, wit skoene. En sekere goed is ingebore, want as ek skoene koop, is dit wit skoene. Ek dra nie ander plekkies as wit plekkies nie. En na die dag besef ek, dit is ingebore van my pa. Klein goedjies van my pa, wat nou so aangeraak het, dat mens nie altyd maar weer het nie. Toe die Pietersburg gewerk het volgende, waarin hy by 10 uur skryf my, stikkie my of stikkie jou, trek ek jou toe, nog ek het ons ontbijt, want my etenstyd bietjie vroeg, maar dit is ook 'n kosbare tydjies wat ons gehad het. Net daai uitvinnige ontbijt het selfs en waar hy altyd sy hart. En ek sê vir julle, elke keer as ek kom en sien het hy dinge bereik, en nader moet ek sê, asseblief, dis gedaan, dis hoor, was niks nodig nie. Maar hy het altyd probeer regmaak. Altyd. Wanneer die Here sy lewe gered het hy sy hele lewe daarop toegewy om reg te maak waar hy vertrou het. En dit is vir ons almal 'n voorbeeld. Hy was nie bang om te gaan sê hy is jammer nie. Hy was nie bang om te gaan regmaak, nie jammer nie, restituisie gaan doen. Hy het gewerk, as hy seer gemaak het hy gewerk aan 'n verhouding bou met jou, om reg te maak waar hy vertrou het. Hy was nie everyone's cup of tea nie, maar vir 'n druk organiseer. So, vir ons was hy baie kosbaar en baie sosiaal, en ons sal hom altyd onthou, en altyd in ons hart bly. En ek weet, ek sit vandag nie so baie mense daar, maar ek weet, mense wat my gestel het, mense wat my boodskap gestuur het, ek ken hulle nie eers, my vriend is vol. In wie se lewe hy 'n verskil gemaak het. En soos my man gesê het, kan ons nie ook daai verskil maak. Dit kan ons nie ook met liefde in ons hart laat leef. Dat die liefde regeer uit die lewe uit. Dit is maklik. Dit is mense om ongelukkig te raak en kwaad te raak in alles ons situasies. Maar kom ons laat toe dat die liefde ons lei. Niks anders nie. En ek wil vir julle lewe. En ek wil vir julle sê dankie. Ek het my baie so doen in dit drie. En van daar af, dis hier keer my lewe in Pinksterkerk was. Ek was nog nooit voor dit in Pinksterkerk nie die Here geken nie. En ons het die Jesus geken van die sondagschool as ek sondagschool gegaan het. Once in a while. En dit is deur my pa se theorie, by die Here my se theorie. Die volgende persoon is Marieke Steele. Elkeen van ons het 'n verhouding met elkeen wat ons ken. En elk van jou moet jou verhouding met die mense om jou is. Dit wat jy insit in 'n verhouding, dit wat jy uit
vertrek. Ek het gegaan met die woord ons voor dit vir my volse verhouding. 44 jaar is minstens van vir my met papi. Dit was my pa. Daar was tye wat ons gereeld gesels het, en daar was tye wat ons minder gereeld gesels het. Ek onthou veral die vakansies wat ons saam gehad het. Baie seevakansies, die hele paar, die see, waaroor ek en my pa ooit ons liefde gedeel het. Ek pak daar was 'n paar vakansies gegaan, waterbronne. Ek en Jean kon nog nie swem nie, en as ons gestop het, het hy sommer water toe gehardloop en iemand moes verkeer, want hy wou net water toe gegaan het. Was ons vader tye saam met papi gewees. Toen Eugene het besluit met vakantiehuis gehad en ons allemaal volleybal, daar het volleybalbane gespeel en ons ek en my pa dis span teen die rest van die familie. Ons het gewen, ons het goed saam gespeel, ons is 2, die ander is 6 of 7, maar ons wen hulle. Dit is baie lekker tyd saam met my pa. My heel eerste boksie Astros, ek weet nie wie van die hou van Astros nie, my pa het my voorgestaan aan Astros. Hy het ons elkeen 'n boksie gebring en dit is nou was op een van die rede nie by die huis nie, en ek en Elsie het die plan beraams, want ons nou is hier siersweeties, dis ook so helder kleurig, en het is my pas die een is aan die serie, dis eintlik 'n lekker soet sjokolade. Dit was, ek dink in 1997, dis 28 jaar terug, en vandag weet ek nog baie graag as dit is. My pa het op 'n stadium al baie lank in sy lewe vir baie mense broodkos gestuur, goeiemôre en goeiedag boodskapies. Hy was so getrou met dit gewees. Hy het geweet as jy 'n boodskapie gekry het, papi is nie party. En ek dink daar die boodskap het vir baie mense baie beteken. Die 4 Junie se boodskap het gesê: maak vanaand jou oop toe, is die boodskapie, en sê dankie dat jy aan God behoort en dat hy jou liefhet. Hy is jou skepper. En sy teenwoordigheid is jy, en sal jy altyd geliefd wees. Ons laaste tyd by my pa, was die 7 Julie, papi het maar die tyd van my rosheid gestuur. Wat my gebeur het, dat papi gedwillig my eerder op die foon geklim en gedaan, hy het nie graag rosheid gestuur nie. Dit is die enigste rosheid wat ek weet van papi. 21 Augustus het ons dils lekker lang met papi by die foon gesels. 20 minute voor 10 daarvan by die boodskap weer gekom. Baie dankie vir die gesels. Die 7 September het ek die rooi maan afgeneem. Min geweet is die laaste maan dat ek saam met my pa sal deel. Ek het 'n foto van foto's aan gestuur en papi het my dadelik gebel. Hy het eers weer 'n bietjie van my wiskunde vir my opgestel en weer my geskiedenisles gegee oor die eerste motors. Die 10 September was my laaste gesprek met my pa. Hy kon oor en oor vir my vertel, hy is so trots om 74 jaar oud te wees. Want is ouer as wat ouma Elsie geword het, en ouer as wat ouma Vincent geword het. Hy dalk nie meer alles onthou nie, maar hy onthou hoe oud hy was. 14 September was ons laaste WhatsApp. Die minute ek geweet, dat ons nie weer die lokale sou kommunikeer. My pa is nog sy ewige tuis. My hart is seer, maar ek weet, soos die 4 Julie se gesê. Papi het ook aan die gesprek van gehoor. En papi het ook erken as papi se skepper. En papi was ook baie geliefd deur baie mense, maar veral deur God. Toe ek my skoonpa genaal het om met my te trou, was hy woord aan my, dis reg so, maar op die dag 9 maande na die troue, moet daar kleintjies wees, kleintjies wees. En wie van julle sal kan sê dat die toekomstige skoonpa vra vir jou om te doen wat ek vat, dat daar kleintjies moet wees. As jy wil. Ek wil vanoggend sal ek graag my skoonpa wil sê, pa, dankie vir die tyd wat ons saam met jou gehad het. Die bietjie tyd ons was ongelukkig baie ver gewees. Maar dankie dat pa my altyd met liefde behandel het en met respek behandel het. Die laaste keer wat my hier van praat het, ons hier was, het hy eintlik tyd afgestaan om by my te kom sit en met my te kuier daar by die eetkamertafel. Dit was my baie opvallend gewees dat hy so 'n bietjie sy
die tyd wat hy saam met nog saam met sy dokter kon hê, saam met my spandeer en die belangstelling het hy gesit en met gesels. Ek wil vandag sê, Pa, dankie dat jy ook in 'n tyd nadat dit baie woes was in my lewe, dat jy my en die twee groter kinders aanvaar het as deel van jou eie. Dankie dat Pa altyd, wanneer ons al gekom het, maak nie saak wat 'n klein kinders het was nie, dan was daar altyd of 'n lekker gewees of 'n geldjie wat hy in die kinders se hande gestop het. Wat hy tot sy beskikking gehad het. Pa, ek is jammer dat ons sou graag meer tyd met Pa spandeer. Ek is vandag jammer dat dinge so by einde gekom het, maar die tye wat ons in ons hart het, koester ons en ons waardeer dit op Pa ons lewens. Baie dankie. Voor ek die volgende persoon oproep, wil ek net sê, miskien is dit omdat ek baie laat in familie gekom het. Ek hoor nou my swaar Jean sê, daar is altyd iets lekkers. As ek vir my skoonpa gaan kry, dan sê hy vir my bring iets lekker. Antigonie. Hier is die gaafste oorwinnaars, dis ook hoe sy naam gaan weer is. Die spreek die namens my vrou Dominique Sissie. En dan probeer aan het sy gesprek het. My liewe ouder, hoe begin ek die ouderheid? Die maandag 15 September op ons toekomst was ek daar stap en die opgesteld. Ek moes pak en ons wil 12 uur ry. En daar het al opgestaan. Ek was gewees. Dinsdagoggend 7:30 het hy my gebel. Maar ek het die oproep gemis. Dan vra ek myself die hele tyd, wat wil jy doen? Toe ons na 1 uur in Londen kom, moes ek aanhoor, ek het nie meer is. Dat was my baie erg natuurlijk. Tot ek by die huis, is jy stil. Hy het ook niks te gedaan. So ek moet weer, op hierdie ander te sien. Nooit weer sal hy die paadjie afgestap kom. En ek moet die opgestel sien. My hart is seer, baie seer. En ek verstaan nie. Daar is so baie vrae in my kop, maar ek weet, eendag sal ek verstaan. Liefde, Christus. Robbie Taylor. Ek neem aan, dis die auto-elektrician as my vrou deurklop en ek is dit vir staan. As jy sê dat jy het 'n auto-elektrician. En ek het gewens ek 38 jaar. En ek het 'n besigheid gehad en sy grootste gunsteling was om op Vrydagmiddag 3 uur by my te stop. En hy sê dit ek maar by 4 uur. Hy het 3 uur by my gestop met sy trok. En daai jaar was hy nog vas nou. Hy het elke keer as hy by my stop het, hy sy siekte smoornogs in saamgebring. Ek moet werk terwyl hy die smoornogs in sit en druk kyk vir my. Ja, dit was nie. En ja, toe hy op die stadium met hy hier oor. En as ons so my gebel het, ek het vir my gevra, ken jy die Here?
gaan jy kerk, sê kom neer, dan sê ek het 10 kerk, maar ja. En op 'n stadium, heel swakste in my lewe, toe gaan ek na 'n ander kant. En toe kom ek kerk hier. En besluit ek moet nou elke Sondag in die kerk wees. En ek het besluit ek gaan loop. En ek bel vir Vincent en ek sê vir hom, ek gaan loop. Hy was so gelukkig geweest dat ek hier was. Hy was daar so geweest om vir my te rus. My familie was nie daar nie, maar hy was daar. En Vincent het my gebel gereeld. En as hy my bel, dan moet ek weet, dis 'n halfuur, minstens 'n halfuur se sessie. En baie keer het hy met my gebeur, baie keer wat sê, kom Vincent, jy nou 'n bietjie te ver, maar ek is nie so by ons gesien, asseblief. En ja, Vincent het nou 4 weke terug, kom kyk hy raak nie met my. En ons sit daar so en ons gesels, en hy sê my dat jy weet, ek is ouer as wat my ma en my pa was. Ek is ouer as hy sê, dit is my feit. Hy sê, ek is reg, ek kan nou gaan. Ja, hy het my voorgevlieg. En Vincent, ek was geseën om jou te ken. Ja, nee, jy is 'n goeie. Kan jou mis. Al die boodskapies wat ek my gestuur. Ek kan nooit vir gesê, Vincent is bietjie te ver. Ek wou jou nooit gesê het. Maar ja, hy het my altyd in die koning messages gestuur. Ek het die koning messages gestuur. Maar ja, en ek my gereeld gevra, Robbie, hoe gaan het? Robbie, hoe lang is ons nou vrienden? Ek sal met het. En ja, ons geloof. Baie, ja. Ek gaan jou mis. Dan ek nou die voorreg. Nou gesê Pienat, maar hy was 'n Pienat toe om die laaste keer gesien het. Ek weet nie, wat doen jy 'n groot Pienat nie? Hy's nou 'n akker. Ek wil die brief voorlees van Manjulei en Pienat. Oupa was altyd bly om ons te sien. As hy iets verkeerd doen, voel hy sleg daaroor, sê Jan. Hy sal altyd grappies maak en oral gesels met mense. Dankie dat oupa 'n goeie oupa was. Lief vir oupa. Lekker is dat woord. Ons gaan vir oupa mis. Van Anjulei en Pienat. Okay, ja, ek het nou die getipte ene, ek is baie dankbaar daarvoor. Daar is die brief wat sy geskryf het. Hy sê, ja, kom ons gee aan dit van. Dan wil ek nou vir Jack White, ek hom nie uitgeef. Voor ek geleentheid gee, en ek kan nog net iets uit my van my hart afkry. Partykeer dink mense baie van jou opinies is. En my skoonpa, die vir my vrou, nou onlangs gesê, hy waardeer my baie, omdat ek nooit ongeduldig is met hom. Dat is nie die waar. Was 'n paar keer, dat ek ongeduldig geraak. Al die laaste keer dat ek vertel, hy was net te goed om te herken, want miskien het julle wel 'n ander persepsie van hom, maar in die tyd dat ek hom geken, het ek hom nooit so ongeduldig geraak oor enigiemand. Hy het nooit teruggekap, al het jy iets slegs gesê. Dis my waarheid van hom.
Ja, ek kan sê hoor dit nie vanmôre hoor nie, want ek kom vir hom vergifnis vra vir die kere wat ek hom gewillig was. Want soms is jy gefrustreerd as hy op ongeleentheid bel. En soms raak jy gefrustreerd as hy na 'n halfuur nog steeds met jou gesels en skielik met dieselfde ding weer. Maar dis nie goed wat die mens kan wees. Want hy het omgegee. So ek wil van die Here belydenis maak en hom vergifnis vra vir die kere wat ek met hom ongeduldig was. En ek gaan die tye by Ocean Basket mis. Kyk, dis iets wat vir my baie lief was. Ek wil nou geleentheid gee, is daar dalk iemand hier wie Ek sal nie dan. Dis die jongste sussie. Anders wel. Ek was op my trots. My was gekeerd. Dis stak vir jou ouwe. Ouwe die jongste. Ek het vir my. Want ek het my ouwe nie opgeneer. Hy het gebel. Dan maak ek so ongelukkig as ek maar weet jy wat, ek is dan wel genaaste op, want my het ek geantwoord en ek weet nie hoe nie. Ek het daar opgegaan. Ek wil nie nou weet, ek was een sissie nooit kan. Ek was een sissie nie goed. Maar ek weet nie dat. Maar dit is wel. As hy toch met ons weg. Ek wil met die nie. Die sy domme van hulle met volboe. Sy is toch met goed te weg. Dat is wat hy gedoen het. En as baie liefde van een mens, liefde vir sy medemens, en as hy net een sien, nader kom terecht van die Here, het hy dit gedoen. Glo dat ek vir julle sê. Hy was voorwaardig godsmens, liefdevol. En ek gaan hom mis. En ek moet vir my eindelijk ongeduldig verhaal. En ek wil hom verskoning verhaal. Maar ek is my antwoord en ek gaan hom verskrikkelijk mis. Maar ek weet waar hy nou is. Jy gaan. En ek kyk op my sê. Hy was verhaal. En mag vir julle. Dankie. En nou het hy die twee troepe, nou sê hy vir manne julle moet skielik en troue toe gaan. Nou het hy 6 black labels en 'n pak bol weer. Hy drink sy black labels en hy rook en sy gryn en sê manne julle moet skier, want ek moet troue toe gaan volgende Saterdag. En ons het baie rondgeloop daar in Hillbrow, daai tyd was dit 'n goeie plek, dat het heel lekker. En die boete daar al eenmal Vincent en sy pelle en gaan Hillbrow kom met sy veld. En hulle kom terug en het gedou en die kar begin roes en dou met die silwer gemaak het. En hy kom, hy sê manne, die donderdag aan sê, manne, julle moet skier, ons moet ek moet troue toe gaan. En hulle kry 'n blik wit verf, 5 liter wit verf en 'n 5 liter rooi verf. En dan kwas en rollers en hy sê, manne, julle moet verf, ek moet troue toe gaan Saterdag. En die manne, nou kyk op die stories, en die manne verf daai kar rooi onder, binne by die Here met verf en rollers en kwaste, die dak spierdood en oral nog geverf. En Vincent is met daai kar troue toe Pietersburg geneem 46 jaar oud. Samuel, Vincent.
Is daar nog iemand? Waar is die? Annetjie, op die droge dag lyk jy nog steeds pragtig. Ek moet vir julle sê, die keer wat ek met Vincent te doen gehad het, kon ek nie dat die versoeking weerstaan elke keer om te wag en Annetjie by jou gesê van nee, Vincent, ek kan nie verstaan dat so julle kan hoe so mooi vrou hê. En dan het ek gesê, ja, dit is my dat dink dat hy was altyd Tom John op sy jong tyd. Ek het maar nie as sy jong man geken, maar ek glo Annetjie weet waarvan ek praat. Nou, hy het my ons het mekaar so 25 jaar geken, hy het my bliksoldaatjie genoem, want ek was ook in die weerman gewees, die tyd ons mekaar ontmoet het. En dit is my altyd so interessant gewees, die manier hoe hy my genader het. En, maar ek het die laaste tyd iets agtergekom van die paar keer wat ek met hom gepraat het. Ek het agtergekom, daar is iets wat in sy siel gebroeg het. Iets wat hom gepla het. Maar wat eintlik vir ons seker maar halfdogmaties is. Hy was verskriklik gepla oor die manier hoe ons God aanspreek, oor die name wat ons God noem. En ek het nie vir hom 'n daadwerklike antwoord gehad op sy redenasies nie. Ek kon hom net die antwoord gee wat ek self in my lewe beleef het. En dat maak nie saak wat nie, ons bly staan in geregtigheid voor God. Ons staan in geregtigheid deur Jesus Christus. En dit het elke keer het dit hom geëes, dit hom makliker gemaak. En ek wil ook net vandag vir die Here dankie sê, dat ek hom mag kon leer ken nie, Annetjie kon leer ken nie, dat ek die res van die Whites kon leer ken nie. Julle was elkeen op 'n besonderse wyse met wie ek te doen gehad het, was iets besonders in my lewe. Ja, selfs nou om jy wat my gesê het, ek het nie ritme nie. Want ek het dit ook oorleef. En ek wil vir julle sê, dat julle so mooi familie. Julle is 'n sterk familie. En julle moet vas staan. En ek wil vir julle ook vra van my kant af, hierdie tydjie wat nou kom, staan asseblief by Annetjie. Gee haar die bemoediging wat sy nodig het. Annetjie, as vriend wil ek net sê, baie dankie, dat ek jou ook as 'n vriendin kon ken, en ek glo dat die lewe voortoe ek ook dalk nog iets vir kon beteken. So as hy iets nie van my kan help, dit op my knop nie. Hierdie sal dan die laaste onderwys wees en ons gaan na die skryf of oor. Goeiemôre almal, of almal. My naam is Sandra, wie ken my, en ons kontakte met die Whites begin toe ons van Pretoria getrek het, Pietersburg, oor ons kartondoos het vergeet het, en ons het terug, ja, maar is wat oor gepraat nie. Ons het vir Vincent geken by Kwaakrak, ek het getrokken by Kwaakrak. Vincent was 'n ywerige Kwaakrak. Kyk, hy was gemotiveerd absoluut om daai aantal wedlope van hom te maak. Nou, ons het baie keer met Vincent stadig geloop, en dit van baie keer saam met hom geloop, en ons het baie gepraat. En ek moet eerlik sê, dan vertel hy vir my, luister, maar ek het die skielik die verkeerde pad geloop. My pad was nie reguit nie. En ons het so diep gepraat elke keer, maar op begraf van ons kant van die praat, vir die familie, almal, die baie sterker te wens, en ons is baie nie Vincent gewees, ons gaan hom mis. En dis bitter jammer, hy het sy laaste 2 vir 150 vrae gemaak nie, maar ek glo daar waar hy nou is hy baie slag. Okay, hier staan dan ons ene, Egbert self. Excuseer dat ek nie kan verstaan nie. Ek het gewens om te leer met ek het gehoor dat ek gespan. Ek is gestrein, ek is alleen met die Here vertroon. Ek is so lang man, so man dat my kan skyn. Ek kan toekom in sy arms wanneer ek mooi raak. En ek het vir die Here belofte gemaak, sal by hierdie man staan tot die eind. Voordat en voordat.
ernstig van in support en begin daar op insit. Maar as jy ook gepraat het wat ons ou dag nog gebeur hoe gaan ons maak. Jy weet voor oorlede is, die techniek is vir my vrou Ernesra, wat gaan aan jou word, hoe gaan jy? Sy kom nie nog maar nie, die Here gaan voorsien. En hy het maandag ook in gebinne met Isha, die self Isha. Die moet hem opkom, ek kan nie nou kyk nie, sy lyk slaap. En ek kom die Here my naam, wat ek weet dat ek my naam is vlijt, weet ek nie verstaan. En ek het die belofte gehad vir sy dood. Ek weet nie, ek verstaan, ek kan nie verstaan nie. Hy was 'n moeilike man, baie moeilik. Maar sy 2 dae was wonderlik. Sy mooi woorde, sy opgewondenheid, sy aanmoedigings. Het was goed, het was merkbaar. En ek sal hom altyd onthou as hierdie ou het net so aangedraai van verander. En ek wil hom dankie sê dat sy vir die 30 jaar of môre aan die Here al die keer terug die wêreld verklaar. Gelukkig.
the shadow of your presence. This is where my heart belongs. When I walk through valleys low, when I climb the mountain high, you are with me every moment. You
wil sy hulp bly gee. Die voorbare manier, ek kan nou vir hom gee. En dan, ja. Amen. Amazing grace. How sweet the sound. Ek wil dan nou van die geleentheid gebruik maak om die afskeidsgroete soos dit in die brief opgeskryf is aan die voor te lees, kan saam lees, die tweede blad. Op 6 Augustus 1951 word die boek van die lewe oopgemaak vir Vincent White. En op 16 September 2025 het Vincent ons verlaat na sy ewige huis. Ons harte is stikkend van wie ons verlies, maar tog ook dankbaar om te weet waar hy is. 'n gelowige man was hy, en so sal hy altyd in ons harte bly. Wie sou ooit kon dink, 'n lewe sonder hom, met 'n mooi hart, wat lief was vir die lewe, en wat lief was vir mense. Hy was 'n goeie man, pa, broer, oupa en vriend. Hy het lief gehad en gekoester. Sy vermaning was altyd sag, maar dit het diep getref en mens laat dink. Hy het stories vertel en was altyd reg met 'n grappie. Hy was lief vir almal en alles rondom hom. En het altyd die mooi gesien waar hy gaan. Hy was 'n opregte man, geleer aan ons. Maar sy voetspore sal altyd diep getrap bly in ons harte. Ons sal hom altyd oneindig. Ek wil dan nou vir 'n swaar storie nie welkom hier te gee om ons te dank ons te doen. Ja, dit is precies. Ja, dit is mijn fout. Hou net aan te beginnen. Dat is my stem is baie hard. Ek wil eerstens net vir die familie baie dankie sê dat hulle my
gevraag om die bedankings te doen. Maar voordat ek die bedankings doen, wil ek ook net ietsie sê. Ek gaan nie baie praat, ek is baie lief vir 'n mic, maar ek dit maar los vandag. 26 jaar terug, toe loop my skoonpa my vrou in. En 26 jaar later, begrawe ons hom weer. En ek hoor my swaar sê, die ene, as hy by die plot gekom het, is as al die lekker goed daar, of die ander moes die goed gebring het, ons was die braaiers, ek en Louis. Ons het gebraai. Dit was altyd ons het voor. En ek wil werklik waar vir julle dankie sê, dat hy my, as hy my geken het, 25 jaar of 27 jaar terug, so het 'n man gevat het om my goed te keer om met sy dogter te trou. En ek wil net vir hom dankie sê dat hy vir my ja gesê. Dit is vir my baie belangrik. Ek wil dit losdaal. Ek wil vandag liewe vriende, familie, geliefdes, ons hart is vol dankbaarheid ten midde van ons smart. In hierdie moeilike tyd het ons weer eens besef hoe kosbaar die liefde, gebede en ondersteuning van ander is. Eerstens wil ons graag volgens mense bedank, die mense wat op die plot was. Ek gaan my naam afsonder vandag. Laurens en Ilana Pollard, ons wil vir julle baie dankie sê vir julle bystand, julle ondersteuning, dit wat julle moes deurgaan. Om Barbie de Tooi, hom ook baie dankie sê. Pietie Neetling, hom ook baie dankie sê vir sy bydrae op die plot toe daar iemand anders te was nie. Die GPF span, vir hulle ook dankie sê, ek weet nie wie is die mense nie, maar daar was 'n span betrokke. Ons wil vir julle elkeen ook dankie sê. En dan wil ons ook asook elke persoon wat op die plot opgedaag en gehelp het. Jy weet, ek dink by myself, dit was 'n moeilike dag. En ons wil vir elkeen baie dankie sê dat julle daar was en betrokke was en die dag makliker gemaak het vir die mense wat daar op die plot self gebly het. Ek wil graag net ook vandag vir Pastoor Christo en Annelie van der Rooyen van die Here Christus Kerk ons ook bedank vandag en vir hulle sê baie dankie dat hulle die kerk vir ons oopstel en dit vir ons reg maak nie dat ons dit kan vier. Dan wil ons ook net namens die familie wil ons asseblief net dankie sê vir Afbob. Ons wil 'n naam uitsonder vandag, ons wil vir Renée sê baie dankie vir haar moeite, vir haar ondersteuning, haar emosionele ondersteuning ons vertel, vir dit wat jy gedoen het. En ons weet die familie is groot waardering vir dit wat jy gedoen het uit jou pad het en ons by die seën van die Here daarop af. Baie dankie aan elke persoon wat deel was van Pa se lewe. Ek wil vir julle sê dat die eerste keer toe ons gaan kamp het saam met my skoonpa, hy het my die liefde geleer vir die see. Ek kon tot nou die dag toe ons in see toe getrek, ek hou nie van sand nie, maar die eerste keer saam met hom op vakansie was met 'n dubbelas trailer en ons het altyd ek weet nie of hulle nog kan onthou nie, ons het altyd die kos, die tafel en die stoele in die dak opgetel en as daar kom met ek dit afpak, die braaiers bedreig gemaak word en dit was my voorreg om hom as 'n pa te kon geken het. Vir die van u wat hom baie goed ken, jy sal agtergekom het wanneer hy gekamp het, het hy nie net 2 stoele daar gehad nie, hy het omtrent 16 sitplekke daar gehad wat hy het gevee, hy het die vermoë gehad, God het hom so gemaak vir die grondlegging van die aarde af, om mense te trek, al het ek hom die eerste keer geleer ken met 'n kan wyn en 'n klein glasie van mens na mens geloop, daarna die Here hom red, word dit iets anders. Ek wil vandag vir elke vriend sê wat vandag hier nou toe gekom het, duisend dankies aan elkeen wat deel was van die lewens in die moeilike tyd van die gesin. Dankie vir elke boodskap, dankie vir elke bemoediging. Julle medelee en liefde het ons harte getroos in die lig gebring in 'n donker tyd. Baie dankie vir elkeen se ondersteuning. En dan wil ek ook net vandag sê baie dankie aan elkeen wat aan die roudienste gekom het om hulde te bly aan 'n groot boom wat geval het. Vir my was dit soos 'n legende, want waar so kom het ons aan, George kom loop ons in die bol, die kom iemand aan my vrou toe, is jy Vincent se dogter? Wow, okay. Dan wil ek vir Annetjie ook baie dankie sê, vir dit wat sy gedoen het aan die jare vrou. Vir my skoonpa Vincent, in die stilte die antwoorde nie gehad het, en stil gebly het, en opoffering, die familie wil vir jou baie dankie sê. En dan wil ons vir Chantel ook baie dankie sê, skoonsister, baie dankie vir jou moeite, dankie vir jou opoffering, met die dinge toe kon gereël het, en mag u vandag die boodskap vat, terwyl ek daar sit, die boodskap vat,
Wat sou jy gemaak het as jou gesiggie was? Ek gaan net met dit los vandag. Gaan vandag met die boodskap terug wat ek gebring het. Vat dit huis toe. Die sê Here, ek het volheid vir u lewe. Here seën u elkeen. Ek wil net baie dankie sê vir die bedankings, maar ook vir hom dankie. Ons kan vir Johan en Penny dankie sê wat van ver af gekom het, maar Henny het van ver af gekom het, baie wat van ver af gekom het. Ons kan Roland Bank ook bedank as wat, maar ek wil net sê baie dankie Henny, ek waardeer jou. Te midde van orde, ons gaan nou uitbeweeg buitentoe en dan die begrafnisformulier daar buite lees. So ek wil net hê dat die waagdag 'n lied speel en dan as ek dit reg het gaan Shandray hy gaan die kussie uitdra. So kom ons gee hom geleentheid en soos dit hy beweeg dat ons van voor af agterop uitbeweeg buitekant toe en dan gaan ons die begrafnisformulier daar lees. Ons gaan daar afsluit en dan wil ek net ook vir u sê, daar is geen goed reg gemaak. So u hoef nie op die vlug te staan nie. Kom ons doen soos wat my skoonpaas het gedoen het. Kom ons kuier saam. En gesels oor die lekker tye van hom en as jy hom nie geken het nie, hier's 'n goeie geleentheid om hom behoorlik te leer ken. So dan net ter wille van orde, wil ek dan net vra dat as ons dan van vooraf dan agter die kussie uit sal beweeg tot buite en dan net daar spasie gee en dan gaan die formulier daar lees en ons finale eerbetoning daar doen, daar afsluit en dan terugkom na toe. Ek weet jy wil er soms moet gebeur. Ek weet jy baie vra en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees.